So baie dankie dat ons vanoggend hier kan saam wees, net met een doel. En dit is om te kom hoor wat U vanoggend vir ons wil sê. Here, my gebed is dat U woord, wat nooit gebind kan word nie, U woord wat lewe skep, wat lewens verander, wat mense kom skoon was, dat U woord vanoggend so diep in ons harte sal inkom en vir elkeen vanmôre kom doen wat U wil hê dit moet doen. Ek bid Heilige Gees dat U self vir ons sal kom voed met U woord en dat U vir ons die waarheid sal kom oopbreek. En ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. Goed. Ek wil hê ons moet saam lees Filippense 1 van vers 20 tot 26. Filippense 1. En soos ek sê, dit is 'n stukkie wat almal van julle baie goed ken. Vers 20 tot 26. Vers 20. Paulus sê, dit is my vurige verlange, en daarna sien ek uit, dat ek niks sal doen, waarvoor ek my sal hoef te skaam nie. Ek wil ook nou, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid deur my hele lewe, Christus verheerlik in lewe en in sterwe. En hier is ons sleutelvers, want, om te lewe is vir my Christus. En om te sterwe is vir my wins. As ek in die lewe bly, kan ek voortgaan met vrugbare arbeid. Wat ek moet kies, weet ek nie. Ek is eintlik in 'n tweestryd. Ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Maar in julle belang is dit noodsaakliker dat ek bly lewe. Omdat ek hiervan oortuig is, weet ek dat ek sal bly, ja, vir julle almal behoue sal bly, sodat julle kan toeneem in geloof en blydskap in julle geloof kan hê. As ek weer by julle kom, sal julle oorvloedige rede hê om Christus Jesus oor my te prys. Nou goed, ons sleutelversie soos ek gesê het is, die lewe is Christus, of om te lewe is Christus, maar om te sterwe is wins. En ons gaan hierdie twee gedeeltes gaan ons vanmôre na kyk. Nou hierdie woordjie, die lewe is Christus, ek moet net eers vir julle dit verduidelik, dat julle kan weet waaroor dit gaan. Nou die betekenis van hierdie woordjie lewe, die Grieks is zoe lewe, wat julle al baie van gehoor het, ek is seker. Dit beteken die lewe wat ons verkry deur te glo in Jesus Christus, want Johannes 3 vers 15 sê, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. So dis hierdie ewige lewe, wat elke kind van God kry, daai dag as jy jou lewe jou hart vir die Here gee. Okay? Nou, Efesiërs 4 vers 18 sê, dat hy sê, ons moet nie soos heidene lewe nie, want ons verstand is verduister, en ons kan nie deel kry aan hierdie lewe, hierdie zoue lewe wat God skenk, nie, want ons is onkundig. So hierdie vers, Efesiërs 4 vers 18 sê, weet jy, soos wat ek nou gesê het, Johannes 3 vers 15, as jy in Christus glo, dan kom skenk God vir jou 'n sekere kwaliteit lewe. Die lewe wat God wil hê, my kinders se lewens moet almal so wees. En die van julle wat God ken, weet dat dit is 'n mooi lewe. Dis 'n goeie lewe. Dis 'n lewe wat oorloop van meer as genoeg, van suksesvol wees, van gelukkig wees, van gesond wees, van elke aspek van jou lewe, dat dit met jou goed sal gaan. Daai lewe skenk God vir jou, maar as jy onkundig is, dan gaan jy uitmis op dit. Alright? Nou sê hy verder in Johannes 6 vers 57, praat hy weer oor hierdie lewe, dan sê hy, dis 'n lewe deur hom. Nou wat beteken dit? As ek vir jou lees wat staan in Johannes 6 vers 57, dan staan daar, soos die lewende Vader
my gestuur het en ek deur hom lewe. Dis hoe Jesus wat dit sê. Jesus sê, net soos wat ek deur God, my Vader, lewe, sal hy, elkeen van ons, wat my eet, ook deur my lewe. So, julle onthou almal, in die paradys, was daar baie bome wat God gemaak het. Toe was daar 2 bome wat in die middel van die tuin was. Die een se naam was die boom van die lewe, en die ander een was die boom van kennis van goed en kwaad. En God het gesê, julle kan van al die bome eet, ook van die boom van die lewe wat in die middel staan, maar van die boom van kennis van goed en kwaad mag jy nie eet nie. Nou, hierdie wat sê, as jy my eet, sal jy deur my lewe, beteken, ek en jy kies, om nie te eet van die boom van kennis van goed en kwaad nie, maar ons eet van die boom van die lewe, want die boom van die lewe is Christus. So, as ons hierdie sinsnede kry, wie my eet, dan eet ons die boom van die lewe. En op so 'n manier, lewe ek deur die woord, en soos die woord, dis wat dit beteken, om deur my te lewe. Die woord bepaal wat ek praat, wat ek doen, my besluite, my alles. Dis om deur hom te lewe. Verstaan julle? Nou goed, nou weet julle wat beteken hierdie, om te lewe is Christus. Met ander woorde, hierdie tipe lewe, wat God vir jou het, is Christus. Nou as jy gaan kyk na die verskillende verklaringe, en die verskillende Bybels wat daar is, dan omskryf hulle die sinsnede, om te lewe is Christus as volg. Hulle sal byvoorbeeld sê, dit beteken, Christus gee betekenis aan my lewe. Of hulle sal sê, ander Bybel sê weer, Christus is die belangrikste in my lewe. 'n ander Bybel sê weer, of verklaring sê, ek geniet my lewe, omdat Christus konstant deel is van my lewe. Ok? So nou, as ek nou byvoorbeeld vir julle hierso sal vra, wat gee betekenis aan jou lewe? Of ek sal vir jou vra, wat is die belangrikste ding in jou lewe? Of wat in jou lewe geniet jy so, dat dit deel van jou lewe moet, as jy dit moet verloor, dan sal jou hele lewe platval. Nou jy weet, ons het 'n manier van sê, mense sal byvoorbeeld sê, jy weet, my kinders is my hele lewe. Of ons sal sê, my werk is my hele lewe. Of ons sal sê, jy weet, ek is so lief vir my sport, ek kan nie daarsonder klaarkom nie. Of ek sal sê, my geld is alles in my lewe. Ek kan nie my lewe voorstel sonder om ryk te wees nie. Of om sonder hierdie hoë posisie te hê in die samelewing nie. Ek kan nie daarsonder nie, dit is my lewe. Nou as ek so iets sê, dan beteken dit maar net, weet jy, dis vir my verskriklik belangrik. Hierdie ding, hierdie kinders van my, of hierdie werk van my, of hierdie geld van my, of hierdie sport van my, dis al my aandag, al my fokus, al my tyd, dit is waaroor dit gaan. En as ek dit nie meer moet hê nie, dan sal ek net nie kan oorleef nie, dan sal ek nie meer, die lewe nie meer vir my sin maak nie. Nou Paulus kom sê hier, as hy sê, om te lewe is Christus, dan bedoel hy, dat die ware lewe wat God wil hê, ek en jy moet lewe, is slegs te vinde in Christus. Dis nie in jou rykdom nie, dis nie in jou sport nie, dit gaan nie oor jou kinders nie. Al daai goeders is belangrik, maar dit kom nie eerste nie. Christus kom eerste. Sonder Christus beteken my lewe niks. Want die lewe en om te lewe gaan alles oor Christus. Dis wat dit beteken, die lewe is Christus. Ok? Maar daar is ook 'n tweede betekenis aan die lewe is Christus, en dit is baie meer bekend by ons. Dit is om die lewe te sien as 'n geleentheid om hom te verheerlik, om net eenvoudig te sê, dit is om die lewe te sien, dat ek wil soos Christus wees hier op die aarde. Ek wil soos Jesus wees. Dis wat hy sê in Filippense 1 vers 20. Wat hy sê, dat, wat is die presiese woorde? Hy sê, ek wil deur my hele lewe wees Christus verheerlik.
Verheerlik beteken om soos hy te wees. Kolossense 3 vers 4 sê, Christus wat julle lewe is, beteken ook dit kom deur om hom te verheerlik. Dis byvoorbeeld, ek het 'n voorbeeld daar genoem, 2 Korintiërs 4 vers 6 tot 18. Hy sê binne in ons is 'n lig wat Jesus skyn. Dan gaan hy daaraan, hy sê, wanneer ons verdruk word, dan val ons nie plat nie, ons staan weer op. Wanneer ons nie raad het nie, dan is ons nie verlore nie, ons kry ons raad by die Here. So, ook al gee die lewe vir ons 'n verkeerde kant, en dinge gaan nie so goed nie, ek staan elke keer op, en ek maak vir Jesus sigbaar in my lewe. Dis wat dit beteken. Ek lewe, ten spyte van my omstandighede, geleef ek 'n lewe van oorwinning, en ek kry dit elke keer reg om Jesus te wys. So sou Jesus gemaak het as hy in hierdie situasie was. Die Woest sê dit baie mooi, die Woest verklaar, hy sê, a divine person living his life in and through me. Dis baie mooi duidelik gestel, né? So, verstaan julle waaroor dit nou hier gaan? Dis wat dit beteken om te lewe is Christus, is 2 goed. Dit beteken, ek lewe soos Jesus in die eerste plek, en dis die makliker deel. Daar is baie skrifte ook wat het my sê, en ons gaan vanmôre daarna kyk. Maar hierdie deel, Christus gee betekens aan my lewe, dit het so 'n bietjie, dit is so 'n bietjie 'n fokusverskuiwing. En ons gaan vanmôre daarna ook kyk. Nou die tweede deel van hierdie sleutelvers van ons vanmôre, om te lewe is Christus en te sterwe is wins. Die Engels sê to die is gain. Dit is baie maklik vir my en vir jou om daarmee saam te stem. En as ons kyk na ons lewens, jy weet, as ek vir julle vra, hoe gaan dit regtig vanoggend met julle? Dan gaan julle vir my sê, party gaan sê, weet jy, nie aldag so goed nie. Ek dink as ek kon kies, dan sou ek ook liewers gesê het, ek sal bly wees as die Here vir my kom haal, want dit is baie beter by hom. My kinders het my teleurgestel. Ek sukkel finansiëel. Ek is so moeg vir die lewe. Die persoon wat my moes lief gehad het my so seer gemaak. Ek kan net nie daaroor kom nie. En ek dink almal van ons sal saamstem, almal van ons het 'n moeilike mens in ons lewe. Daai beer wat so knorrig is. Daai ou wat jy so moet lig trap voor. Wat jou net altyd wil byt en steek. Partykeer dan voel ons, weet jy, dit sou tog salig gewees het om tog net van dit ontslae te kan wees. En liewers by die Here te gaan bly, hy is nie knorrig nie, hy is nie 'n beer nie. Want, die Bybel sê vir ons, Filippense 1 vers 23, Paulus sê dit ook, hy het dit ook geredeneer. Hy sê, want dan sal ek by Christus wees. En wat kan lekkerder wees as dit? 2 Korintiërs 5 vers 8 sê ook, ons sal by die Here woon. Glorie man, dit moet fantasties wees. Ek skryf daar, verseker is dit 'n wins vir my en vir jou. Jesus sê self in Johannes 16 vers 33, in hierdie wêreld sal julle dit moeilik hê, so hoekom moet ek nou hier bly man? Dit is lekker om by die Here te gaan bly. As gevolg van alles dit, en ons omstandighede wat nie altyd lekker is nie, wil ons wegkom van al hierdie moeilikheid, en dan hou ons van daai deel, die tweede deel van hierdie versie, om te sterwe is wins, want dis vir ons 'n uitkoms. Dit sal vir ons goed wees. Maar weet julle, terwyl ek voorberei het, herinner die Here my aan 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5, en ek wil hê ons moet soontoe blaai vir die van julle wat kan julle Bybels beskikbaar het. 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5, en ek gaan dit gou vinnig vir jou lees. Hier staan, dit moet jy weet, in die laaste dae sal daar swaar tye kom. Die mense, dis die mense met wie jy te doen het, en dis jy ook. Alright? Die mense sal selfsugtig wees. Klink bekend. Hulle sal geldgierig wees. Hulle sal grootpraterig en verwaand wees. Hulle sal beledigend teenoor hulle medemense wees, en hulle sal ongehoorsaam aan hulle ouers wees. Hulle sal ondankbaar wees, en hulle sal ongodsdienstig wees. Hulle sal liefdeloos wees en onversoenlik wees.
Hulle sal kwaadpraters wees, hulle sal bandeloos wees en wreed. Hulle sal sonder 'n liefde vir die goeie wees, hulle sal verraaiers wees, hulle sal roekeloos en hoogmoedig wees of hooghartig wees. Hulle sal eerder 'n liefde vir genot hê as 'n liefde vir God. Hulle sal net vir party hou. Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdienst sê, die voorste sitplekke, en kyk, I'm holier than thou. Maar die krag van die godsdienst sal hulle nie ken nie. En dan sê Paulus vir Timoteus, bly weg van sulke mense af. En terwyl ek hierdie stuk lees, besef ek, maar hierdie stuk, vers 2 tot 4 sê, as ons nou opsom van daai eienskappe van hierdie sulke mense wat ek en jy is die een eienskap, daar's maar min of geen liefde vir God. Eerder 'n liefde vir genot, nee. Daar's geen liefde vir die medemensie, want meeste van daai goed wat daar gesê word, is jy selfsugtig, jy dink net aan jouself, nie aan jou medemensie. Jy beledig hom, jy behandel hom sleg. So, ek het so 'n opsommingkie gemaak. So, ons kan dit in hierdie kategorieë opsom. Min liefde vir God, want hulle is ongodsdienstig. Hulle is geldgierig, hulle het liefde eerder vir God meer lief as vir hulle. Hulle is hoogmoedig, hulle het hulle self meer lief as vir God. Hulle sonder 'n liefde vir die goeie wat God wil hê. So, daar's geen liefde vir God nie. Daar's geen liefde vir hulle medemens nie, eerder 'n selfliefde. En vers 5 sê, hulle ken nie die krag van God nie. Beteken dat geen oorwinning in hulle lewe nie. Dis net 'n uiterlike skyn van godsdienst, 'n voordoen, waarvan met Matteus 23 praat. Jesus het die skrifgeleerdes en die fariseërs gesê, julle skyn heilige mense. Nou die realiteit is, ek sê op die aantekening, ons lewe saam met sulke mense en ons is self ook so, maar, en dis waaroor ons Bybelstudie vanoggend gaan, ons kan nie wil wegvlug deur te wil sterf nie. Ons moet net ons fokus verander. Filippense 1 vers 24 tot 26 sê Paulus self, hy kies om die lewe is Christus te kies, want dit is tot voordeel van die mense in sy lewe. En net so kan ek en jy. Dink nou 'n bietjie mooi. As ons sterwe en by die Here gaan woon, is die wins vir my en vir jou. Stem julle saam? Maar as ek en jy ons fokus kan regkry, en ons kan 'n lewe is Christus hê hier op die aarde, dan is dit 'n wins vir die mense met wie jy te maak het, en weet julle wat, is ook 'n wins vir Christus. Hoekom? Hoekom het God vir jou hier op die aarde geplaas? Nie om, wanneer dit jou nie pas nie, dood te gaan en weg te vlug om by hom te gaan bly nie. Hy het vir jou juis toegerus met alles wat jy nodig het, om 'n verskil hier, namens hom, sy hande en voete, sy spreekbuis, sy verteenwoordiger, sy gesant, sy ambassadeur, hier op die aarde te wees. Maar ons kan dit nie wees, om en altyd hierdie uitlaatklep oop te hou en te sê, ag nee man, ek is nou nie lus vir hierdie besigheid nie, ek wil liewers by die Here gaan hoor hê. Ons moet vanmôre hoor, wat ons moet doen om ons fokus reg te kry, dat ten spyte van dat dinge nie so lekker is hierson nie. En ons moet al hierdie mense saamlewe, wat vir ons swaar tye hier gee, van 2 Timoteus 3, dat ons kan sê, weet jy wat, ek gaan nie, dat hierdie goeders my lewe beïnvloed, sodat ek nie hun lewe kan hê, van die lewe is Christus nie, want terwyl ek hierdie goeders neerskryf, hoor ek hoe die Here vir my die volgende sê, as ons lewe Christus is, dan gaan dit baie beter wees, as wat die wins van sterwe gaan wees. Moet ek dit weer vir julle sê? As ons dit kan regkry, dat die lewe vir ons Christus hier op aarde is, dan gaan dit baie beter wees, as die wins van sterwe. Dit klink nie moontlik nie, maar weet julle wat?
dit is omdat nie net 'n selfsugtige ding is van vir my die beste nie, maar vir my, vir mense om my en ook vir Christus. Want dan het Christus sy doel met my en jou hier op die aarde bereik. Nou goed, daar's 4 maniere om hierdie lewe in Christus te kan ervaar, na aanleiding van dit wat ons nou gedoen het tot hiertoe. Dit was nog net die inleiding, nou begin ons. En die eerste manier om die lewe is Christus te ervaar, is om te verstaan en te ken hoe groot die liefde wat God vir jou het, hoe groot dit is. Dat ek en jy dit verstaan en ons dit kan ken. 1 Johannes 4 vers 9 en 10 sê, hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun is vir ons aarde toe gestuur, sodat ons deur hom hierdie Zoe lewe kan hê. Werklike liefde is dit. Nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het deur Jesus te stuur as versoening vir ons sondes. Okay? So dit gaan oor wat God gedoen het. Hy het vir Jesus gestuur en hy het gesê, kom bring versoening tussen my en die mense op aarde, dat hulle op daai manier my liefde kan sien vir hulle. Nou Efesiërs 3 vers 14 tot 21 wil ek graag vir jou lees, want hier word God se liefde vir elkeen van my en jou beskryf. Efesiërs 3 vers 14 tot 21. Nou moet julle baie mooi luister, want ons moet hierdie groot waarheid snap vanoggend. Paulus bid vir die gemeente van Efese, en hy sê, daarom kniel ek in gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Ek bid, Paulus bid, dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te wees. Hoor julle hier, die Here wil hê ons moet innerlik sterk wees. Wat het ons net maar gesê? Ons hier op die aarde, ons kan die lewe in Christus ervaar, ook al gaan dit sleg met ons, as ons nie net 'n uiterlike skyn van godsdienst het nie, maar die krag van God is in ons sigbaar. So, hier is 'n manier wat Paulus hier kon sê, ek gaan vir julle nou mooi vertel, hoe God vir julle krag sal gee om innerlik sterk te staan. Ook al gaan dit nie met julle baie goed nie. Maar ek kom gee vir julle die vermoë, dat julle nog kan dinge doen hier op die aarde. Hy sê, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon, en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Sien julle 'n boom met wortels, as ek dit lees. So moet ek en jy geanker wees op hierdie aarde. Ons wortels moet die manier hoe ek en jy kan vasstaan, soos 'n boom met wortels, is geanker in die wete dat God vir my en vir jou lief het. Okay? Kom ons lees verder. Ons moet in die liefde gewortel en gegrondves wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Die Engels sê mooi, hy sê that you must have to be flooded with God himself. Hier is ons terug by om soos Jesus te wees. So die manier hoe ek soos Jesus kan wees, is dat ek so innerlik sterk is, om al die slegte goed in my lewe te kan hanteer, en hoe kan ek dit doen? As ek begryp, en weet en verstaan, hoe lief God vir my het. Aan hom, wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons kan bid of dink. Ons gaan nog later by daai deel uitkom. So julle sien hier, dis so belangrik, dat ons die grootheid van God se liefde vir my en vir jou, moet kan begryp. Ons moet dit kan verstaan. Nou hierdie ding van hoe wyd, en hoe ver, en hoe hoog en hoe diep,
kan verskillende dinge beteken. Dit kan beteken onder andere, dat daai dimensies is soos 'n huis, soos 'n vertrek, soos 'n gebou. Stem julle saam? Dis 'n hoogte, dis 'n diepte, dis 'n wyte en dis 'n wat sê ander ene? 'n verg. Dis mates. Dit kan 'n huis voorstel. Nou die een beskrywing hiervan is dat ek is mos God se huis. En God se huis het hierdie dimensies. Sy liefde het hierdie dimensies. So hierdie liefde is alles in my as sy huis. Die volheid van sy liefde word uitgebeeld met die liefde van soos in sy huis. En dan kan Jesus tevoorskyn kom. Of ons kan dit sien, dat God se liefde is so wyd. Ook al loop ek wye draaie in hom, om weg te kom van hom af, dan kom haal hy my met sy liefde. En ver, ek kan dink en voel, God is ver van my af, maar hy is nooit te ver, dat sy liefde my weer kan nader trek na hom toe. Of hoog, ek is beter as alle mense. Ek is so hoogmoedig, dat ek neerkyk op God selfs. Maar weet julle, sy liefde kan vir my kom aftrek na die aarde toe, weer plat op die aarde. Of ek is so diep in 'n gat, of so diep in die moeilikheid, jy so diep in die skuldak, dat jy voel jy gaan nooit hier uitkom nie. Ek het goeie nuus vir jou vanmôre. God se liefde strek so diep, dat hy vir jou uit daai gat van depressie of gat van moeilikheid uit kan trek. Jy kan dit sien soos wat jy wil. Maar weet jy, as jy verstaan en begryp hoe lief God vir jou het, dan maak die Heilige Gees krag vir jou sterk genoeg. Ek het 'n paar skrifte vanaf die skepping, voor die skepping om die waarheid te sê, was God se verhouding met die mens altyd gebaseer op onvoorwaardelike liefde. Agape liefde. Nie phileo liefde nie. Phileo liefde is vriendskapsliefde. Ek het vir jou lief as jy vir my iets terugdoen. Ek het vir jou lief as ek iets voordeel kry uit hierdie verhouding uit met my en jou. Agape liefde is, ek het jou lief onvoorwaardelik. Jy kan my maar sleg behandel, ek bly vir jou lief. Dis hoe God vir my en vir jou lief het. Genesis 2 vers, ek gaan vir jou so 'n paar skrifte lees wat dit net kom bevestig. Genesis 2 vers 5 sê, ek som op, die hele skepingsproses was die beste vir die mens. God skep eers alles, al die bome, alles skep hy. Toe die mens, vir die mens om te geniet. Jesaja 45 vers 18 sê ook, dat hy het die aarde geskep om bewoon te word. So die hele skepping het plaasgevind, sodat daar 'n aarde kan wees, onder andere, wat deel van sy skepingsproses, vir die mens. Psalm 115 vers 16 sê ook, die hemel is vir God gemaak, maar die aarde het hy vir die mens gemaak, as gevolg van sy liefde. Genesis 3 vers 8 en 9, het julle dit besef? Selfs toe Adam en Eva gesondig het God se gesindheid teenoor hulle nie verander nie. Onthou, God het altyd met Adam en Eva gewandel. Toe doen hulle sonde. Toe sit dit nie vir God af nie. God kom nog, soos altyd, kom hy daai volgende dag, nog steeds na die paradys toe, om met hulle te kom wandel. Hy het nie besluit en gesê, luister, nou is ek so teleurgesteld in julle Adam en Eva, en julle het my nou seeg gemaak, so nou gaan ek julle straf en ek gaan nie meer na julle toe kom nie. Nee, God maak asof daar niks gebeur het nie. Hy gaan soos altyd in die paradys om met hulle te gaan wandel. Hulle het skuldige gevoel en weggekry vir hom. Genesis 3 vers 22 en 23, God stuur hulle toe uit die tuin van Eden uit vir hulle eie beswil. Hoekom? Want dit sou nie goed wees vir hulle, nou dat hulle sondaars was, om vir ewig te lewe nie. Paradyslewe was bedoel dat hulle nooit sou gesterf het nie. Efesiërs 1 vers 4 en 5 sê, reeds voor die skepping, as gevolg van sy liefde vir die mens, het God dit beplan, dat ons sy kinders sal wees. Weet jy wat? Nog voor die skepping daar was, het God geweet van jou, en het hy jou so lief gehad, en was sy plan, dat jy sy kind moet word.
1 Petrus 1 vers 19 en 20 sê, voor die skepping was sy plan ook al reg, om Jesus te laat sterf, terwille van my en jou, het hy toe vir Jesus aarde toegestuur, sodat hy moet sterf, sodat ons verlos kan kom en kan vrykom. Die volgende vraagie, hoekom het Jesus aarde toe gekom? Het jy al ooit daaraan gedink? Ons dink net om te kom sterf. Hoekom? Johannes 17 vers 20 tot 26, julle kan dit gaan lees by die huis, maar om op te som, dat het gegaan oor, dat Jesus kom aarde toe, sodat ons in hom kan glo, sodat ons een met hom sal wees, sodat ons sy heerlikheid sal ken, en dat ons hom sal leer ken, want op daai manier, sal God se liefde vir ons kom demonstreer word, sodat ons kan weet hoe lief hy vir my en vir jou het. Vers 26 sê, ek het u naam aan hulle bekend gemaak, sodat die liefde wat u aan my bewys het, in hulle kan wees, en ek ook in hulle. So dit was die hoofsaak van Jesus se koms na die aarde toe, sodat die mensdom kan sien, hoe lief het God hulle. Hoe lief? Ek sê so lief. En hierdie versie was een van die versies wat op die Andrew Womack Bible School vir my voete onder my uitgeslaan het. Ek het al hoeveel maal Johannes 17 gelees, maar ek het nog nooit hierdie ding, hoe sê die studente, gekop nie. Ek het hierdie vers gekop vir die eerste keer. Weet jy, dat God het vir jou en vir my net so lief, soos wat hy vir Jesus gehad het, of vir Jesus het. Dit staan daar. Johannes 17 vers 23 sê, net so lief, soos wat God vir Jesus het, so lief het hy vir jou, en vir jou, en vir jou. Is dit nie awesome nie? Johannes 13 vers 1 sê Jesus, ek het julle tot die uiterste lief. Johannes 3 vers 16 sê God, ek het die wêreld so lief gehad. Hy sê nie hy was kwaad vir die wêreld nie, sodat ek gekom het om hulle te kom red, nie om te kom wraak neem nie. Efesiërs 2 vers 3 sê, eintlik moes elke mens gestraf geword het, maar vers 4, as gevolg van sy barmhartigheid en sy liefde, straf hy ons nie. In Romeine 5 vers 8 sê, as sondaars het hy ons al lief gehad. Weet jy dat God het nie vir jou lief met die voorwaarde, eers as jy my kind word nie, eers as jy ophou sonde doen nie, eers as jy begin reg lewe sal ek jou lief hê nie. Hy kom sê vanoggend vir ons, toe jy nog 'n heiden was, so goddeloos soos 'n klip was, het hy al vir jou lief gehad. God het nie vir jou lief omdat jy lovable is nie, hy het vir jou lief omdat hy liefde is. Onvoorwaardelik. Titus 3 vers 3 tot 5, ek som weer op. Ons word nie net vergewe van ons sondes nie, hy gee sommer vir ons heeltemal 'n nuwe lewe, want ons word nuwe skepsels. Lukas 4 vers 18 tot 19, Jesus se eerste preek, tel hy die boekrol op en hy sê, ek kondig vir julle nou die genade jaar aan. Die jaar van God se genade, nie die jaar van toorn en straf nie. 1 Johannes 4 vers 16, ek lees dit vir julle. Ons ken die liefde van God en ons glo daarin. Ek wil vanmôre vir jou vra, glo jy dat God vir jou liefhet? Glo jy regtig dat Jesus vir jou liefhet? Dit is so belangrik. Ek en jy moet dit glo vandag. Ons moet sy liefde ken vandag. Dat hierdie versies gaan terug huis toe en gaan lees weer hierdie verse, dat dit vir jou 'n realiteit word, dat God vir jou liefhet. En jy moet weet, Romeine 8 vers 39 sê, daar's niks wat jy kan doen, of daar's niks wat jou so 'n mislukking kan maak, dat God kan sê, ek kom skei nou vir jou weg en af van my liefde af nie. Nie jou baie sondes nie, nie jou ongehoorsaamheid aan sy opdragte vir jou nie, nie jou onwilligheid om sy gawes toe te pas nie, nie jou klomp vrese en issuetjies wat jy het in die lewe nie,
Nie as jy deur die dal van doodskade weer gaan nie. Niks, maar niks kan jou wegvat en jou skei van die liefde van God nie. En weet julle wat, ons probeer altyd allerhande goedes doen. Ons probeer aan hom gehoorsaam wees. Ons probeer ons naaste lief hê. Ons probeer om nie van ons vrese ontslae te raak. Ons probeer in oorwinning lewe. Maar hier het ek 'n lysie gemaak van die gevolge van al die goed wat ek nou opgenoem het. Wat dis die gevolge van as ek weet en glo dat God vir my lief het, dan sal jy outomaties aan hom wil gehoorsaam wees. Jy sal outomaties jou naaste kan lief hê. Jy sal outomaties van al jou vrese ontslae kan raak. En jy sal outomaties in oorwinning kan lewe. Want jy glo dat God het vir my so lief. En dit wat jy het, is maklik om te gee. En jy wil hom gehoorsaam wees. Jy kan nie vrese hê nie, want vrees verwag straf. En jy moet weet, dat God het vir jou so lief, dat daar geen manier is, hoe hy jou ooit kan wil straf nie. En sy liefde sit outomaties sy oorwinningskrag in jou in, want jy weet, hy's altyd aan jou kant. En hy sal vir jou uitkoms gee. Efesiërs 3 vers 18 en 19. Ek som weer op. Hoe meer jy begryp, hoe lief God vir jou het, hoe meer innerlike krag van die Heilige Gees gaan jy ervaar. En hoe meer jy sy liefde ken, hoe meer gaan jy soos Jesus lewe. Kom, dink nou weer 'n bietjie terug. Waaroor gaan, wat beteken die lewe is Christus? Dit is om te sê, Christus gee betekenis aan my lewe en om soos Jesus te wees. Nou sê hierdie skrif hier, sê Efesiërs 3 vers 18 en 19 sê, vir my en vir jou om soos Jesus te wees, is om daai innerlike krag te hê, omdat ek sy liefde vir my ken. OK? Maar nou, om die lewe is Christus, wat beteken, Christus gee betekenis aan my lewe. In hierdie hele waaroor ons nou gepraat het, om God se liefde te ken en te verstaan, om dit te kan deel maak van my en jou lewe, te midde van al die mense wat nie baie nice is met ons nie, ons omstandighede wat nie goed is nie, moet ek en jy ons fokus op die regte plek kry. Ons kan ons fokus kry op ons probleme, dan is die lewe nie vir ons Christus nie. Ons kan ons fokus kry op hierdie ongeskikte mense wat vir ons die lewe moeilik maak, dan is ons lewe nie Christus nie. Of, en ek het daar is openingkie vir jou gemaak, ons fokus is God se liefde vir my. God se liefde vir my, want as my fokus dit is, dan fokus ek nie op my probleme nie, en ek fokus ook nie daarop, dat hierdie klomp mense is nie lief vir my nie, of hierdie klomp mense is ongeskik met my nie. Jy hoef nie eers te fokus, dat jy moet probeer om vir God lief te hê nie, want as God vir jou lief het, en jy weet dit en jy glo dit, sal jy outomaties vir hom lief hê. Ek wil hê jy moet vir 'n oomblik net gou jou oë toemaak, elkeen. En fluister, maar dat jy dit kan hoor. Ek glo vandag dat God my liefhet. Sê dit, saggies. Ek glo vandag dat God my liefhet. En nou draai jy om na iemand langs jou sit en dan sê jy daai persoon, glo jy dat God vir jou liefhet? Ek hoop julle glo dat God vir julle liefhet. Kom ons kyk na punt nommer 2. Punt nommer 2, nog 'n manier om die lewe is Christus te ervaar, ten spyte daarvan dat ons baie keer dink dis beter om dood te gaan. Dis beter om te sterwe. Leef daardie liefde wat God vir jou het. Leef dit uit teenoor jou medemens. Johannes 13 vers 14 sê, 34 sê, Jesus, ek gee vir julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê soos hy ons liefhet. In Matteus 22 het God gesê dat julle moet mekaar lief hê soos julle self lief hê. Maar mense sukkel daarmee want ons het nie partykeer onsself so baie lief nie.
Toe maak hy dit vir ons baie makliker. Hy sê, kyk hoe lief ek vir julle het. En hy het julle mekaar so lief. En julle glo mos nou almal dat God vir julle lief het. So as jy daai liefde het, ons kan net gee wat ons het. Nou het jy vanmôre daai liefde van God? Nou gaan dit vir jou makliker wees om daai liefde uit te leef. Johannes 15 vers 12 en 13 sê hy, dit is 'n opdrag van Jesus dat julle mekaar moet lief hê soos ek julle lief het. Nou 1 Tessalonisense 3 vers 12 tot 13. Ek wil graag gou dit vir julle lees. 1 Tessalonisense 3 vers 12 en vers 13. Hy sê vers 12: En mag die Here julle liefde vir mekaar en vir alle mense laat groei en oorvloedig maak, net soos ons liefde vir julle. So sal hy julle innerlik sterk maak, dat julle onberispelik en heilig voor God ons Vader sal kan staan, wanneer ons Here Jesus kom met al sy heilige engele. Hier's weer dieselfde ding. Hoe kan ek en jy innerlik sterk word? Innerlik sterk wees, en terwyl ons met mense hier te doen het, want hierdie skrif gaan met mense, oor mense. Hoe kan ons mekaar lief hê, en mense is nie vir ons lief nie? Hoe kan ons mekaar nog altyd soos Jesus wees, en mense is ongeskik met ons? Hoe kan ons daai innerlike krag kry? Hy kom sê vir ons dit hier, laat jy lewe daai liefde teenoor jou medemens uit ten spyte van hoe hulle teenoor jou is. En laat daai liefde vir alle mense, laat dit groei. Dit moet meer en meer word en ons gaan sien hoe dit gebeur. Dan is daar Romeine 13 vers 8 tot 10, wat ook sê, ons moet aan niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Weet jy moet nie vir iemand geld skuld nie. Jy moet nie eers vir hom 'n ete skuld nie. Jy moet hom net skuld om vir hom lief te wees. Dis al. Jy moet nie skuldig voel oor enige iets anders nie, behalwe, en ek wil nou eintlik nie sê jy hoef skuldig te voel nie, maar julle verstaan wat ek bedoel. Dit is wat ons behoort te doen teenoor ons medemens. Ons moet net vir hulle lief wees. En dan sê vers 10 van Romeine 13, die liefde doen die medemens geen kwaad aan nie. Liefde is nie net lippetaal nie. 1 Johannes 3 vers 18 sê, liefde word met die daad bewys en is nie net woorde en lippetaal nie. Wat 'n daad? Wat doen liefde? Liefde wil net goed doen. En liefde wil gee dit wat goed is vir iemand. Stem julle saam? Jy wil net goed doen en jy wil gee. Dis wat liefde doen. Hy nie net praat nie. Om vir iemand te sê, ek is baie lief vir jou, maar jy backbite hom hier. Nou, baie mense wonder altyd, moet ons nou net lief wees vir ons medegelowiges? Of moet ons nou, wie is nou eintlik ons naaste? Moet ons ook vir ongelowiges lief wees? Ek het hier 'n paar verse uitgehaal. Ons kyk gou na liefde vir medegelowiges. Romeine 12 vers 10 sê, betoon hartlike broederliefde. Dis vir jou medegelowiges. Teenoor mekaar. Bewys eerbied teenoor mekaar en wees daarin tot voorbeeld. Hebreërs 13 vers 1 tot 4 sê, as broers moet julle altyd mekaar lief hê. Gasvry wees teenoor mekaar. Wanneer iemand in die gevangenis is, gaan besoek hom asof jy self in die gevangenis is. En in die huwelik moet julle getrou wees teenoor mekaar, op so 'n manier julle liefde bewys. Galasiërs 5 vers 13 tot 15 sê, dien mekaar in liefde. Moenie mekaar byt en verskeur nie. Galasiërs 6 vers 10 sê, solank ons die geleentheid het, doen goed aan almal, maar veral aan die medegelowiges. 1 Petrus 2 vers 17 sê, respekteer alle mense en medegelowiges moet julle lief hê. So julle kan sien hier, party sê al twee, en party sê net medegelowiges. Hier gaan nou oor liefde net vir ongelowiges. Jakobus 2 vers 8 en 9 sê, ek gaan opsom, mense wat nie na die uiterlike lyk, soos wat inpas by my standaarde nie. Julle moet hulle ook lief hê.
dis daai ou boemelaag. Dis daai arm ou, wat sulke verslete skoene en klere het. Matteus 25 vers 14 sê, as julle goed doen aan die geringstes, doen julle ook goed aan my. Lukas 10 vers 29 tot 37 gaan oor die barmhartige Samaritaan. En weet julle wat, die barmhartige Samaritaan was goed aan die ou wat deur rowers aangeval was. Wie is die rower? Satan. So mense wat deur Satan aangeval word, en wat ons baie keer op neersien en sê, ja, jy weet, as omdat hy nie in die Here glo nie, dat het so sleg gaan met hom. Die rower het hom aangeval. En daar lê hy, en ons stap net verby. Nee wat, hy moet maar leer uit sy eie foute uit. Hy moet maar 'n bietjie suffer en swaar kry. Nee, ons moet soos die barmhartige Samaritaan, ook die wat deur die rowers aangeval is, moet ons lief hê en help. Romeine 15 vers 2. Mense wat swak is in die geloof, moet ons aan hulle goed doen, sodat ons hulle kan in die geloof opbou. So julle sien daar, ons het nie verskonings nie. Medegelowiges of ongelowiges, die opdrag is, ons moet ons naaste lief hê, soos God ons lief het. En ek wil weer sê, hoe meer jy weet dat God jou lief het, en jy ontvang dit, daai liefde, dit is binne in jou, dit maak jou innerlik sterk, kan jy dit makliker uitleef. Nou is 'n paar eienskappe van liefde. Liefde is die vrug van die Heilige Gees. Dit sal nie help, jy vra vir die Heilige Gees elke dag, Here, kom gee my u liefde nie. Weet jy wat, Romeine 5 vers 5 sê, as die Heilige Gees in jou woon, het hy al sy liefde klaar op jou uitgestort. Dit is binne in jou. Weet dit. So wanneer jy sukkel om iemand lief te hê, moenie vra. Dit moet nie van buite afkom nie, dit van binne al kant af uitkom. Jy hoef ook nie te werk daarvoor nie. Dit moet uit jou uitkom. Filippense 2 vers 1 tot 5. Jou gesindheid teenoor mense bepaal jou liefde vir hulle. Onthou, liefde is nie 'n gevoel nie. Liefde is 'n gesindheid wat deur dade gewys moet word. Dis 'n gesindheid. En 1 Korintiërs 13 vers 8, liefde vergaan nooit nie. En ek het in hakies geskryf, verander ook nooit nie, want weet julle wanneer verander dit? Net as jou gesindheid verander. Ek wil gou vir julle 'n storie vertel, dis die waarheid, en nou dag het iemand dit vir ons vertel. 'n Man en 'n vrou is by 'n huweliksseminaar. Hulle is daar, omdat die vrou half die man verplig het, want hy is absoluut uitgesproke daaroor, dat hy wil niks met sy vrou te doen meer hê nie, hy wil skei, hy is nie meer lief vir haar nie, daar is geen salf aan te smeer nie. Maar terwille van die vrede het hy nou maar na die huweliksseminaar gekom, en die eerste aand op die huweliksseminaar, toe gaan hy vorentoe, en hy gaan sê vir al die mense, ek wil nie hier wees nie, en nie een van julle hoef vir my te probeer ompraat nie, want ek het klaar besluit, daar sit my vrou, ek is nie lief vir haar nie, en ek wil met haar niks te doen hê nie. En ek stel nie belang om iets te hoor van julle huweliksseminaar nie. Daai aand, om die waarheid te sê, 10 uur daai aand, toe almal al rustig in die bed is, toe gaan die leier van die seminaar na die kamer toe waar hierdie man en vrou slaap. En hy gaan sit by hulle op die bed. Hy het nie 'n woord gesê nie, hy het gesê, mag ek vir julle bid? En hy het hulle albei se hande gevat, en hy het vir hulle gebed gedoen. En daai volgende oggend, en hy's uit, hy het nie 'n woord verder gepraat nie, hy's uit. Daai volgende oggend, voordat hulle begin met die seminaar, hier staan meneer op, en hy gaan na die mikrofoon toe. En met trane in sy oë sê hy, julle onthou my, wat ek gisteraand gesê het. Ek wil net vir julle sê, dat ek het vandag besluit, ek het my vrou lief, en ons gaan ons huwelik herstel. Ek wil nie meer skei nie. 'n enkele gebed. Sien julle, daar het 'n gesindheidsverandering gekom. Dis al. Liefde kom en gaan nie. Nou het ek lief, nou het ek nie meer lief nie. Dit werk nie so nie. Dit hang net af wat jou gesindheid is. En 'n gesindheid word bepaal deur die manier hoe jy dink oor 'n persoon. Jy dink of, hierdie mens, ek sien nie kans vir hom of vir haar nie.
of jy dink, weet jy wat, hierdie persoon mag dalk 'n paar foutjies hê of wat ook al, maar daar's baie goeie punte. Ons was gisteraand op 'n Albie Bekes, julle ken van Albie Bekes se dogter se troue. Die pastoortjie daar het so oulik gepreek en hy het gesê eintlik moet in elke huwelik moet 'n mens partykeer net gaan sit en al die goeie punte van jou lewensmaat aanteken. En dan moet jy loop sit en op al die punte aanteken van hoe jy moet wees om daai goeie lewensmaat van jou te verdien. Is ek reg? Annelien, is ek reg? Ons moet dit partykeer net 'n bietjie doen. 'n Fokusverandering. Goed, die liefde vergaan nooit. En liefde bedek baie sondes, 1 Petrus 4 vers 8. Dit beteken, jy skinder nie, jy praat nie sleg nie, en jy sien die mens raak en nie die mens se sonde nie. Hoor julle daar? Die liefde bedek baie sondes, sien die mens raak en moenie die sondes van die mens raak sien nie. 1 Korintiërs 13 vers 3 sê, sonder liefde is ek en jy niks. Ons kan al ons geld uitdeel. Ons kan elke Sondag in die kerk sit. Ons kan enige iets doen wat goed is. Maar sonder dat ons daai goeie dinge doen, sonder liefde, is ons niks. 1 Tessalonisense 3 vers 12 en 13 wat ons net nou gelees het, ek som weer op. Hoe liewer ons naaste het, hoe meer onberispelik en heilig is ek voor God. So hierdie deel van die lewe is Christus, om soos Christus te wees. Al wat ek en jy moet doen, ons moet ons naaste lief hê, dan is ons soos Jesus. En ons het nou 'n bietjie geleer hoe om dit te doen. Maar, onthou nou, wanneer ek en jy dit moet probeer regkry, om Christus gee betekenis aan my lewe, daai deel te doen, en ek het 'n klomp mense in my lewe wat dit vir my moeilik maak, dan begin ek infokus op hierdie mense, wat vir my die lewe regtig onaangenaam maak, en ek verloor my fokus. En dan moet ons net weer ons fokus regkry. En elkeen van julle wat hier sit vanmôre, het van tyd tot tyd daai probleem. Dat jy sukkel om iemand lief te hê, omdat jy te veel infokus op dit wat daai persoon aan jou doen of nie aan jou doen nie. En in die proses ly jy skade, want jy ervaar nie die lewe is Christus nie. Want dit wat daai persoon aan jou negatief doen, oorweldig jou so, dat die lewe nie vir jou meer Christus is nie. Christus nie meer betekenis aan jou gee nie, want hier is 'n ding, soos vreet soos 'n kanker aan jou, wat maak dat jou lewe is nie lekker nie, en jy wil wegkom. Jy sê, sterwe is vir jou wins, maar wat moet my en jou fokus wees? Om sy liefde te lewe, in plaas van om op die moeilikheid en die probleme wat mense vir ons gee, om daarop te fokus. So om net te sê, weet jy wat, ek is vir jou lief, ook al is jy nie lovable nie. Dit is regtig so. En ons moet vanmôre 'n kopbesluit neem, want dit is nie maklik nie. Ons moet 'n kopbesluit neem daaroor. Goed, ek dink ons gaan nou eers 'n breek maak, en ons gaan lekker tee drink, en dan kom ons weer terug vir die tweede deelte.